good morning. Dit is altyd lekker om die dag so te kan begin. Natuurlik met 'n heerlike warm koppie koffie in die hand en hoe maak hulle altyd geselskap soos die? Net so Pieter, en as ek so loer, dan lyk dit vir my of Tuis van vroeg af al somme doen. Of hoe Tuis? Ja, ek is maar ou wat maar like om my syfers agter mekaar te kry. Jy weet met my slippers. Oh. Amper die laai move gesien, wil jy weet sien. Kom doen hom weer. Nice, hè? Ek kom Waar kry is die tot hier. Paul van It's gister? amazing. Ja, lekker soepel. Lekker soepel, maar ook baie gelukkige Hemelvaartsdag vandag. Ja, Baie dankie my so. vriend. Baie dankie. Groot dinge. So I wanted to say, I don't know if you noticed, but Taste obviously kicked it off for us. We Yeah. are all wearing our slippers today to remind everyone that tomorrow is Reach for a Dreams Slipper Day. So remember to buy your stickers and wear your slippers in the name of fun, hope and making dreams come true for the kids that really need them. Ja, maar laat ons bietjie sien hoe lyk. Kyk hoe pragtig is daai slippers. Oh my word, very colorful. Tuisie? Kyk net hoe pragtig. Wat sê jy? So, Harsy. let's see agter slip. Oh, kyk. Kyk kyte. Hy het eintlik nou net die kyte afgeshow. Yes, daar's 'n paar tannies wat sê kyk, hy mannetjies se kyk. Maar So daai jou slippers verhoor is 'n amptelike slippersdag. Ons het natuurlik 'n heerlike program vir julle beplan wat vandag aan betref. Ons gaan by die oudste radiobeheerde vliegtuigklub in Pretoria kuier. Arnold is hier met jou sporthoogtepunte. Ons gesels oor tuisversorging vir jou geliefdes en natuurlik die musiekgroep Vrede is hier met 'n splinter nuwe enkelsnit. Onthou, jy kan saamgesels en van jou laat hoor skandeer net die QR-kode wat nou daar op jou skerm verskyn en dan stuur jy vir ons 'n WhatsApp. Ek het al 'n paar WhatsApps gekry wat sê man, ons geniet die program en man, ons mis dit nie in die oggend nie of ons kan dit nie so vroeg beleef nie, maar later met die herhaling dan is ons saam met julle. So baie dankie daarvoor. Jy moet tog daai WhatsApp boodskappe vir ons ook aanstuur Pieter. Ons wil ook Ek deel dit graag. van bewus wees, hoor. Moenie dit vir jouself hou nie asseblief. Maar dis tyd vir ons oggendpraatjies en ek wil gou by my kollegas hoor. Avos. Ek meen, hulle kos deesdae amper 'n karpaaiement. Maar hoe besluit julle wanneer 'n Avo ryp genoeg is om te koop? Wel, jy voel mos of so 'n ou sagtigheidjie aan hom het, is dit nie? Jy moet eintlik nie, maar goed, dit is wat jy doen, Tuis. ek weet Jy doen nie inkopies nie. Nee, ek wil Jy net maak nie die sê. somme. Ek eet hulle net. Ek moet bieg, ek doen wat Pieter doen, maar nie so hard nie. Nee, voel hom ons maar net so bietjie. Ja. Bietjie. Ek weet in 'n stadium het hulle gesê mens moenie daaraan druk nie, Ja. maar as jy daai boonste stukkie, as jy hom kan uithaal, dan Afhaal, beteken dit ja, hy waar is hy staan, reg Sy kop genoeg. eintlik het op. Dit het ek Ja. ook gesien, ja. Nou goed, ek dink wat baie interessant is dat slim skandeerders in Europa nou toets of jou avokadopeer ryp is. Wat nogal interessant is, supermarkte in Nederland en Switserland gebruik nou KI-toestelle wat kopers help om ryp avokados te kies sonder om aan die vrugte te druk. Die tegnologie ontwikkel deur die Nederlandse maatskappy 1/3 verminder voedselvermorsing en het reeds tot hoër verkope gelei. Nou Duitsland en Brittanje beplan ook toetsprojekte en die hoop is dan om die stelsels binnekort uit te brei na ander vrugte soos mangoes, spanspekke en kiwis. Nou ek het 'n video gevind van hoe dit werk. So kom ons loer gou daarna. Okay, I'm at my local grocery store in Germany, and look at this. So I have an avocado, and you put it in like this, and it tells you how ripe it is. So this is a 78. And then you get another one. 42. 80. I think this is so cool. Ek dink ook so. Dis vir my baie oulik. That is very cool. Tegnologie. Ja. En het julle agtergekom is ook die bokant wat sy dan Ja, hou ja. sodat hy dit kan skandeer. So ek wonder of julle dink so iets sal hier in Suid-Afrika ook werk. Ish. Genoeg gesê. Tuis. Pieter, Ek dink regtig dit behoort te werk. Dalk moet daar een wees wat hulle dan kan toets iemand in die winkel en dan verpak hulle hom vir ons vir ripe and ready. Ja. Maar ek dink ons verpak dit klaar. Jy weet in sekere supermarkte wat ons Ja. klaar jy kom tog uit in die gepackages en hy winkel. sê ripe and ready. Jy weet presies wat jy sê. Ripe Maar- and ready, maar is 'n huise paaiement wat jy moet Ja, wat betaal. ripe and ready is, wat Ja. jy weet saamstem met jou dan nou weer daar. So ja. Ek dink as jy daai kliphardes mos kry. Ja. Jy sien daar het ons nou agter die kap van die byl gekom. So Tuis hoef nie te voel
of dit ryp genoeg is nie, want hy koop gewoonlik dan nou daai. Ripe and ready. Ja, Regtig nie. maar dis Maar as jy in elk geval een van daai koop wat 40% is daar, dan koop jy net die koerant. Onthou die ou mense het dit altyd dan toegedraai. Dis En dan altyd gaan wat berrel hom ja. onder by 'n plek vir 'n week of wat. Of iemand het gesê as jy iets wil laat ryp word, sit net 'n piesang langs dit en dan gaan dit baie gou. aktiveer en maak. Ja. Lekker Great. stories oor die ewe, baie dankie ons is- daarvoor, Els. Ons is vandag behoorlik in die inkopiesentrum en daar by die vrugte en groentewinkel en die kaaswinkel, want wat gaan nou beter is beter met 'n ryp ewe as 'n kaasrol. Maar dis nie die kaasrol waaraan jy dink nie. Every year in May, hundreds of people risk their lives at Cooper's Hill in Brockworth, England, for one of the world's absolute strangest and most dangerous sports. The cheese roll. Die reëls is eenvoudig. 'n 3 kg wiel double glaste kaas word van bo na byna vertikale byna vertikale Ja. jubel afgerol en deelnemers jaag agterna. Die eerste een oor die wenstreep wen die kaas. En die tradisie dateer uit ongeveer 1826, maar niemand is seker van die oorsprong nie. Vandag lok dit deelnemers van reg oor die wêreld. Brockworth se eie Chris Anderson het al 23 keer gewen, ondanks gebreekte bene en haarsingskuddings en die feit dat hy nie eers van kaas hou nie. Oh. Let's take a look at the video. Dit gaan niks oor die kaas nie as ek is so. Oor asie kaasie. Of is dit 'n mens? Dit is 'n mens, Pieter. Okay. It's a bird. Daar rol die kaas. Dis 'n Hulle kan nie eens die kaas kaasrol. sien nie. Maar weet jy wat is vir my die snaakste oor daai video? Is daai mense in die suits wat heeltemal hulle is heeltemal lyk soos daai morph suits waar alles in een Ja, ja. kleur is. Is hulle nou 'n span of dra hulle daai suits om hulle self te beskerm? Ek het die wenner se beserings eintlik gesien. Ek sê die wenner so, Ja. want hy was covered in bruises and scratches en ek weet Dis 'n- nie, ek hou nou van kaas, but I don't know if I'm prepared to Dit roll lyk down vir a my hill na in 'n England once a kompetisie. year. Dit lyk vir my na 'n kompetisie waar die kaas spat. Nou ja, toe. Maak solank vir jou 'n lekker koppie koffie, want ons gaan net hierna terug wees. Ons het baie wat op die program voor lê vandag. So met daai koffie maak vir jou sommer 'n Avo en kaas toastie. Hopefully you don't have to roll down a hill to go and find the cheese for your cheese and Avo toastie. Rol uit die bed uit. Ons kuier net hierna verder op Goeiemôre, Good Morning. Daar is sport op pad. Ons kyk na radio controlled helicopter things. Lots on the way. Bly ingeskakel. Die slipper. Kry 'n koffie. Dis 'n mooi slippertjie.
Welkom terug. Pieter was nou veronderstel om ons oggendpraatjies voor te sit, maar omdat hy sy pantoffels by die huis vergeet het, het ons hom buite toe gestuur. En ek dink dit was 'n kort rukkie gelede 5 grade Celsius, soos wat ek verstaan. En soos wat ek verder verstaan, is hy nou buite die ateljee. So Pieter, wat maak jy daar? My kollegas, ek moet net vir julle sê baie dankie. Ek staan nou hier buite in die koue om die koue te trotseer. Aangesien ons mos nou die sterre van ons eie oggendprogram is, het ek besluit ek gaan vir ons wiele soek. Nie net vir myself nie, maar vir ons. En Simonay Steenkamp van iGlide is hierso om vir my hulle wiele te wys. Simonay, hartlike goeiemôre. Baie dankie. Jy baie lyk dankie. fris en vars vir hierdie koue. Dit voel verskriklik vars, ja. Nee, hierdie wyntjie het vandag besluit om op te pop, so hy's nogals vars. Hoorie, baie dankie dat jy hier so is. Hierdie is 'n amazing reeks wat julle het. Vertel my net vinnig in kort, wie is iGlide? Wat doen julle? Okay, so iGlide is al vir so 10 jaar in die mark. Ons verkoop alle elektroniese produkte, al die nuutste fashion, alles wat jy kan sien met wiele wat kan ry, en van kinders wat 6 maande oud is tot en met mense wat 80, 90 jaar oud is. So die reeks cover basies alles wat jy aan kan dink. Wel, is definitief ietsie vir my. Ek weet nie of Tuis lekker in hierdie ouetjie gaan pas nie, maar ten minste kan hy sê hy het van 'n Range Rover gekoop. Ja, en dan hierdie is ook seker baie gewild by veral die jong mense. Ja, dit is en vir wel die ouer mense ook. Mense gebruik dit om werk toe te gaan en terug as hulle nie hulle kar se verskriklike duur petrol wil betaal nie, so as hulle 'n kort afstand van die werk af is, dan gebruik hulle hom, ja. Nou gewoonlik as 'n ou mos nou vir jou wiele gaan koop, dan kos dit 'n plaas se prys en die paemente is hoog. Hoe lyk dit in julle geval? Bekostigbaar? Ja, so ek sal sê is baie bekostigbaar vir die tipe gehalte produk wat jy kan kry. Ons het waarborge, ons bied baie goeie waarborge na diens ensovoorts met parte beskikbaarheid en alles. So jy kan hom vir my fix soos 'n kar wat gediens word en alles. Ja, so met die gehalte wat jy kry jy baie goeie prys daarmee saam. Ons het gereeld spesiale aanbiedinge op al ons reeks. So seisoonaal verander ons die aanbiedinge, so jy kry 'n prys vir elke maand, elke seisoen. Baie goeie pryse, ja. Maar ek hou van die waarborg. Hier is baie interessant. Dis soos 'n klein golfkarretjie. Ja. Wie gebruik dit? Dit is seker maar wie ouer mense dalk in aftreeoord en so. Dit werk verskriklik goed by die aftreeoorde. Veral vir die ou mensies om hulle rond te ry van die Vryelkeers af en weer terug. Daar sê Pieter, jy kan maar gaan aftree. Ja nee, dit lyk goed in hom. Ja. Dis baie oulik. Ek kan natuurlik 'n afleweringsdiens begin. Die goeiemôre, good morning span is hier en ons wil net vir jou 'n pakkie aflewer. Ja, 'n Taikola toek. Luister maar, ek dink die ouers raak ook seker soos kinders as hulle in julle winkel instap of aanlyn kyk, wat het julle? Ja, ek dink hulle raak verskriklik opgewonde vir al die kinders. As hulle die kleintjies met die karretjies, die kinders is dadelik altyd in die karretjies en baie opgewonde om daarmee te ry. Kinders met die hoverboards ook, die ouers kom maar in en sê hulle kan hulle ook op dit ry, want hulle maak altyd 'n grappie, maar die lekker ding is die hoverboards vat dit met 120 kg, so wat bitter min mense weet, dit is vir volwassenes ook. Solank jy net jou balans het, né? Ja. Nou luister, ek het baie van hierdie elektroniese produkte al oral gesien, by vlooimarkte en. Wat maak iGlide anders? Wat gee julle die edge? So wat ons anders maak is die waarborge wat ons bied. Soos byvoorbeeld op die karretjies in die hoverboard, dit is 'n standaard 1 jaar waarborg, maar tans het ons spesiale aanbiedinge, verleng ons dit vir jou na 2 jaar toe. So ons het baie selektief gegaan na die fabrieke toe, gaan kyk dat die parte se gehalte top-notch is, dat jy nie sukkel met jou produk nie, en so het ons eie herstelwinkels ook. Vol parte beskikbaarheid. Ons sê altyd jy kan met ons parte, sê net maar vir die hoverboards, kan jy meer as 100 hoverboards opbou net met die parte van scratch af. So ons maak seker dat ons wel vir elke liewe produk sy parte het, sy gehalte reg is, hy gaan deur verskillik baie quality toetse. Elke produk word getoets voordat hy uitgaan na die kliënt toe om seker te maak dat dit reg is. So ja, ons het al daai ekstra goedjies wat jou normale vlooimark of so nie noodwendig bied nie, wat dit nou maar koop is en jy het hom. Vir die middel van die jaar, jy weet Kersfees kan nog natuurlik 'n bietjie vroeër kom. Hierdie ouetjie lyk baie interessant. Ek sien jy die 2-wiel opsie en die 3-wiel opsie. Ja, so daar's 'n 2-wiel en 'n 3-wiel. Hulle het 2000 watt motors, so hulle is lekker kragtig. Hulle batterye is 60 volt. So jy kan ook, hy het ook 'n spasie aan die onderkant om 'n ekstra battery in te sit, so dit verleng jou afstand na dubbel die tyd. So hy's gewoonlik so 38 kg in afstand. So hy vat hom op na so 50 kg toe.
pragtig. Jo. Jy kan lekker 2 mense op hom sit, hy ry verskriklik sag, baie gemaklik. Hy's perfek vir ook vir aftreeoorde. Sekuriteitsfirmas koop hulle vir Ek kan nogal dink. vir in die nag uit 'n lekker Luister bietjie, liggie. ons wil ook 'n vraagie vra. Jou golfbane, woonbuurte, afgebakende woonbuurte. Ons het vakansieoorde wat dit actually koop vir die wild, Man, omdat hy almal so kan dit sag is en gebruik. elektries is. Lyk vir my almal kan dit gebruik. Ek weet die span daar in die warm studio het ook 'n vraagie of twee. Hulle moet hom maar deur my vra en dan kan ek vir jou vra Simonay, want hierdie is nou die eerste keer wat ons in Studio C is. Pragtig iets so span het. Julle dalk 'n vraagie of twee terwyl ek na hierdie pragtige modelle kyk hier agter Simonay onbeweeg. Jo, kyk nou net hierdie ouetjie. Ek wil 'n bietjie hoor, né? Daai die pryse en goeders op daai Die pryse eenhede. tans 'n Ons vraag. net 'n bietjie kan uitbrei en natuurlik is 'n Ja. pragtige agtergrond ook daar by julle, hoor. Thys sê hy wil net 'n bietjie meer uitvind oor die prys want hy wil duidelik vir hom lyk vir my 'n splinter nuwe karretjie koop. So sê Thys, jy gaan nogal goed lyk in hierdie ouetjie. Wat was die pryse? Is hierdie wat 10.000, 20.000, 100.000? Dis nogals 'n baie breë reeks. So hy begin so by 1.999 en dan kan hy opgaan tot so 12.000. Wow. So maar dit gaan oor die grootte en die bougehalte van die karretjie. So hoe groter hulle word, hoe duurder raak hulle. Jy kan ons het karretjies wat tot en met 13 jaar kan vat. Regtig, wat Ja. hy kan hou. Ja. Wear and tear saam doen. En soos hierdie ouetjie, hy gaan seker ook nie vir te Hy veel gaan nie. tans vir 24.999. O, ja, hier het ek En enetjie die- laat omval, sorry. En die twee wiel gaan vir 19. Ek bring vir julle 'n skooter, maats. Ja, dit sal baie gaaf wees. Daar's hy, Jy daar's hy. vra vir die Simonay. skopfiets. So bly ingeskakel. Ons gaan net hierna voort met die res van die program. When it comes to scooters, mobilities, hoverboards, and kids' electrical ride-on cars, I proudly endorse iGlide, a company which is truly on top of their game. With a vast array of quality products, a fully equipped repair center, warranty and after-sales service guaranteed, iGlide is the #1 choice. Contact them today at iglide.co.za. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full living services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Vir meer as 22 jaar is jou finansiële vryheid Finbond Groep Beperk se prioriteit. Ons waarborg jou kapitaal en 'n beter rentekoers al is die eksterne omgewing stormagtig. Deur jou kuponkoers oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy kyk hoe jou gemiddelde jaarlikse rentekoers uit sy nate bars. Voel weer goed oor jou finansiële gesondheid met Finbond Groep Beperk. Tesenfees geld. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning. Nou soos julle goed weet, vier Afrikaans vanjaar 100 jaar as amptelike wêreldtaal. Nou, julle het gevra vir 'n nuwe verjaarsdagliedjie en ons het groot nuus. Hier om die nuus te deel, het ons die hoof van bemarking van Verseker, Morney van Emmenus. Welkom Morney. Baie dankie. Goeiemôre Morney, dis verseker lekker om jou hier te hê vanmôre. Verseker. Nou, ons sit nou hier in afwagting. So vertel net vir ons waarom jy eintlik hier is. Ek het 3 baie klein kinders, so ek slaap nie eintlik veel nie. So toe dog ek nou vanoggend wie gaan wakker wees hierdie tyd dat ek met hulle kan kom gesels. So Ons kan sien die oë is ook 'n bietjie rooi. ja, dit is maar kom my oë so rooi is, maar dit is eintlik oor ons veldtog ons verjaar wat ons so 2 weke terug afgeskop het. Soos jy genoem het, daar was gesprekke dat dalk is daar tyd vir 'n nuwe verjaarsdagliedjie.
So ons het hierdie geleentheid aangegryp en wat ons graag wil doen is om saam met die publiek, saam met die Afrikaanse mense te werk aan 'n nuwe verjaarsdagliedjie. En ja, dis hoekom ek hier is om 'n bietjie met julle te gesels oor dit. Opwindend. Kan jy dink 'n nuwe lekker Afrikaanse verjaarsdagliedjie in steede van veel geluk, liewe morne, omdat wat is vir jou lekker nommer 1? Kom ons begin voordat ons by die liedjie kom. Wat is vir jou lekker om te kan werk in Afrikaans? Wat beteken dit vir jou? Dit dis eintlik 'n ongelooflike voorreg. Ek het tot nou toe in my loopbaan maar eintlik net gewerk in Engels. Ek dink dis die taal wat al ons kulture maar bymekaar bring, maar jy besef nie eintlik wat 'n groot voorreg dit is om in jou moedertaal te kan werk nie. Nelson Mandela het daai aanname gemaak dat as jy praat in 'n taal wat iemand verstaan, praat jy na hulle kop toe. As jy praat in 'n moedertaal, praat jy na jou hart toe. So dit voel maar eintlik soos 'n hartsaak as mense in Afrikaans werk en om in hierdie veldtog te kan werk is om aan iets te bou. Ons kan die laaste 100 jaar saam vier, maar ons kan begin saam droom oor hoe lyk die volgende 100 jaar. Ja. En wat kan ons agterlos vir ons kinders en wat se liedjie gaan hulle sing as hulle mekaar vier. Nou ons almal ken nou al die naam Verseker en dis altyd baie lekker vir woordspeling ook. Maar min van ons weet wie die mense of ken die mense agter die naam. So hoe bring julle daai bymekaar? Jy weet besigheid en familie. Ja, kyk, jy's 'n familieman, ons ja. het al vroeër En ons het gehoor mos met die drie klein meisies wat rondhardloop. Ja, so ek meen dis eintlik ongelooflik al die mense wat op Verseker werk is Afrikaans. So dis hierdie pocket van 'n regte kulturele eiland as mens dit so kan noem. Maar om familie saam met dit te bring, dit voel soos 'n baie natuurlike ding vir my om daar te werk. Baie van die bestaansredes van Verseker is baie van die redes oor hoe ek my kinders grootmaak en hoe ek die lewe sien, so om die kultuur van Afrikaans te bevorder, om trots te wees daarop. So ek maak my kinders in daai manier groot en veral om 'n beter plek te los as wat jy gekry het. Ek dink dit is iets wat nogal eien is aan ons kultuur. En Verseker is dieselfde. Ons het byvoorbeeld die Verseker Trust wat baie gefokus is op onderrig in Afrikaans om dit te beskerm en dit te bevorder. En ja, so dit voel my eintlik of mens by die huis is tot 'n mate. Dis lekker. Dit klink vir my ook of jy as jy by die werk is, dan is dit iets wat jy geniet. So dit voel nie vir jou altyd soos werk nie. Ja, Jy's besig om daai familie te bou of daai jy weet tradisies en goeders voor te sit en nuus te vestig. Ek hoor jy's ook 'n man wat hou van golf, van braai. Is dit 'n manier hoe jy ook die bemarking benader van Verseker? Ja, ek dink dit is seker 'n abstrakte manier om nou daarna te kyk. Golf en braai doen mense as jy bietjie relax en sulke goeders, maar jy moet fyn beplanning hê, jy moet 'n aanvoeling hê daarvoor en bietjie taktiek gebruik en bemarking is half dieselfde. So met golf leer jy om te fokus en deursettingsvermoë. Ja, jy challenge eintlik jouself en braai gaan oor geselligheid en atmosfeer en om daai ding te skep saam met die mense vir wie jy lief is. En van 'n bemarkingsoogpunt perspektief bring mense elke dag strategie en mense bymekaar en dis eintlik waaroor hierdie veld tog ook gaan is. Daar's besigheidsstrategie agter dit, maar dit is net so 'n lekker ding wat ons almal saam kan vier en ja, is lekker. So ek wil daarbey aansluit en vir jou vra, wat is dit van hierdie Ons Verjaar liedjie projek en veldtog wat jou persoonlik inspireer? Ek's baie lief vir musiek. Ek dink dit het 'n groot deel van ons kultuur, maar dis ook iets wat mense bymekaar bring. So ek dink is net so 'n ongelooflike geleentheid as jy dink ons kan die hele publiek bymekaar kry om 'n nuwe liedjie te skryf wat een van die ouens wat saam met ons werk, Stef, het die ander dag gesê as hy 80 is eendag en hy sit by die Spur en hulle sing daai liedjie, dan wil hy sê ek het daai liedjie saam met julle geskryf, bring my vir die milkshake. So jy weet dis iets lekker om te kan voel ons bou aan iets nuut vir die volgende 100 jaar. Watter rol speel kinders in jou bemarkingsaanslag? Ja, kyk, kinders is baie eg en eerlik en hulle het 'n goeie aanvoeling vir wat relevant is. Ek dink is 'n baie belangrike ding vandag om bemarking in daai manier te benader ook, want mense is so ingelig. Jy kan nie
noodwendig meer smoke and mirrors gebruik soos wat in die verlede was nie. Mense kan reguit deur dit sien. Almal is baie goed ingelig. So die manier wat mens kinders benader hoe jy hulle grootmaak is baie keer daar's baie aanklank wat met dit vind met hoe jy bemarking. Nie dat mense kinders is ja, maar ek hoor ja, jy verstaan wat ek bedoel. Nou hier is vir jou 'n uitdaging. Ons sê vir jou, jy mag die hitsmerk ons verjaar in net een sin beskryf. 'n viering van ons mense, ons kultuur en ons taal en 'n geleentheid om iets saam te bou vir die volgende 100 jaar. Daai is lekker en ek hou van die en die maar die goed wat kan gebruik word om my sin langer te maak. Luister, hierdie is 'n uitstekende en 'n fenominale gedagte wat julle met ons deel en ek hoop regtig die mense koop lekker daarop in want dis presies my gedagte om 'n nuwe liedjie te kan hê wat eie aan ons is, aan ons taal, ons kultuur en een van wat vir die toekoms gebruik kan word. Ja. So sterkte daarmee man. Baie dankie dat jy dit hier by ons kom deel. Ek onthou die verjaarsdag koek. Onthou jy nou die dag toe ek gesê nuwe verjaarsdag liedjie. Kom ons. So, daar is jou uitdaging, né? Pieter, en jy het nie net dit gesê nie, jy het 'n hele paar ander dinge ook gesê, maar ons laat dit daar. Gaan loer gerus op ons YouTube kanaal. Jy sal dit daar vind. En ons stem heel hartig saam. Musiek bring mense bymekaar. Selfs hier by Goeiemôre Good Morning. Hou sosiale media platforms dop. Ek sal later ietsie daar gaan plak. Jy kan ook by Goeiemôre Good Morning adverteer. Al wat jy hoef te doen is om 'n e-pos te stuur na sales@creatorsway.co.za vir meer inligting. Nou net hierna is dit tyd vir sport en dit saam met Arnold Geerts. So gaan maak maar nog 'n koppie koffie en bly net waar jy is daarna. Cheers, julle. Och, die hare is perfek. Waar is jou gater? My ma bring dit later. En jou skoene? Beskikbaar aanlyn, valleyboutique.co.za. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Murphy's Law is real. Whatever can go wrong usually does. Surprise! Mom and Dad! Oh, come on! Don't give Murphy the satisfaction. Make sure you have Dodge's extended warranty in place. Starting from R9 a day, you can get Dodge's extended car warranty that covers up to 400,000 Rand in parts. So if a part breaks or fails, we'll cover the cost of replacing it. It's that simple. Visit dodge.co.za, quote online in under 3 minutes. Jou huis is meer as net 4 mure. Dis die plek waar jy wil rustig word en vergeet van die gejaag en die geraas in die wêreld daar buite. Inkanda sê jy laat tuis voel met gemaklike en kwaliteit meubels wat plaaslik vervaardig word. Perfek vir 'n stylvolle Suid-Afrikaanse leefstyl. Kom tuis met Inkanda. Welkom terug by Goeiemôre Good Morning. Dis nou tyd vir die sport en ek voel asof ek mediator, skeieregter, sielkundige en vriend hier tussen moet wees want Thys en Arnold vergeet soms as ons sport bespreek dat hulle vriende is want hulle skree vir verskillende spanne. Julle twee, is julle okay vanoggend? Nee, maar in ons geval, ons skree nie op hierdie stadium vir spanne nie, ons skree op hulle. Al twee van ons spanne. Ons skree op hulle nie. Nee, ons is nee, neutraal. Ek wil dit is presies net so ras. Arnold, 'n groot naweek van sport wat voor lê. Massief.
Waar begin ons? Franse Ope en gister het die verdedigende Franse Ope kampioen Carlos Alcaraz met 6-1, 4-6, 6-1 en 6-2 teen die Hongaar Fabian Marozsan deurgedruk na die derde ronde. Dis sy 17de oorwinning vanjaar uit 18 wedstryde op klei tot dusver. So dit gaan met hom baie goed. Ek haal hom gou aan. Hy sê in die derde stel het ek al hoe beter begin speel wat my gehelp het om 'n baie goeie laaste twee stelle te hê. Alcaraz is natuurlik 'n 4-malige Grand Slam wenner en hy speel volgende teen Bosnië se Damir Dumzur en hy kom dan te staan daarna vir 'n plek in die laaste 16. So dit gaan interessant wees. Iga Swiatek het haar bod vir 'n 4de agtereenvolgende Roland Garros titel voortgesit toe sy die voormalige Amerikaanse Ope kampioen Emma Raducanu oortref het en sy het haar behoorlik afgeransel 6-1, 6-2 getimmer en dis haar 23ste agtereenvolgende oorwinning by Roland Garros. 23 na mekaar, dit wil gedoen word. En die toernooi is sy nou 37-2. So 37 wedstryde gewen, net 2 verloor. Dis fantasties. 70 kere Casper Ruud het die eerste stel teen wêreldnommer 41 Nuno Borges gewen, 2-6, maar toe het 'n kniebesering om regtig gekniehalter. 6-4, 6-1 en 6 stroop en hy het sy tasse gepak. Ag nee. Wat lag jy? Maar Hy's gekniehalter. Gekniehalter. Die Jy het Casper hom Ruud, opgetel. Mooi. Casper Ruud wat nou uit is it's a big upset. Ja. And Tsitsipas as well. Ook daarbey saam. So 'n hele paar van die groot name het alreeds gesneuwel. Sinner is deur en ja, ek dink dit kan baie interessant raak. Want ek dink die wonderlike ding van tennis is met groot liefde en respek teenoor die groot 3, dis nou nog net Novak Djokovic wat oor is van hulle en die jong leeu's is besig om deur te kom in die mans en selfs in die vroue afdeling is daar 'n paar nuwe name wat deurkom wat sê, "Wow, ek is hier, moenie van my vergeet nie." Ja, Paulini een daarvan. Onder andere, presies. Die rugby wat hierdie naweek gebeur, Vodacom Bulls against Edinburgh VURC quarterfinal, groot sportsoploftes hierdie Saterdag, die 31ste. Ja, en dan om nie van die Stormers te gaan. Waar is jou knoppie? Money. Yes. Om nie van die Stormers en die Sharks te So vergeet nie, maar hierdie is my interessant. So die Vodacom Bulle het miskien dalk alreeds 2 eindstryde verloor, maar hulle het nou nog nie die doelwit bereik om die Vodacom Verenigde Rugby Kampioenskap te wen nie. Maar na verlede jaar se verloor was daar 'n hele lot introspeksie wat gebeur het. In hierdie seisoen lyk soveel anders as die laaste seisoen. Die interessante ding vir my, ek het hier 'n nota gemaak daaroor, want hul nederlaag teen die Glasgow Warriors verlede seisoen op die tuisveld op Loftus was veral seer vir die groepspelers en dit was verbasend om te hoor dat Jake White gesê het, miskien lê die fout by hom. Ja. Daar's nie baie skeieregters, afrigters, geen skeieregter wat so iets sal sê nie, maar daar's nie baie afrigters wat sal sê, miskien is dit ek, miskien moet ek gaan introspeksie doen. En ek dink jy kan die introspeksie sien deurkom hierdie seisoen tot dusver. En daar moet jy hoed afhaal vir 'n ou soos Jake wat sal sê, ek moet ook van die blaam vat. Dit was heel duidelik 'n emosionele reaksie, maar dit was 'n uitmergelende verlies. En dis nie die soort van goed wat mense wil hê moet gebeur nie, want dis die ou storie, winning breeds winning and losing breeds losing. Maar ek dink hulle het 'n baie goeie, as ek nou die term kan gebruik, hulle het 'n baie goeie handle op hierdie ding. En teen die Skotte, teen Edinburgh, dink ek hulle behoort deur te kom. En natuurlik daar sprake dat Duan van der Merwe gaan terug wees. En dit gaan 'n grootte wees. Maar hy's nou 'n hele paar maande uit. So dit kan baie interessant raak as dit so gebeur. Arnold, jy het net gesê daai reaksie van Jake toe hy dit gesê het, dalk lê die fout by my, was 'n emosionele reaksie. Ek dink daar is ook groot emosies op die spel. Nou dat hulle sonder Connell Hendricks speel, dit is amper it's kind of for him and for the pride of the Vodacom Bulls. Funnily enough, when I spoke to, when you remember, we spoke to Marcel Coetzee here 2 weeks ago, just the day after, and he said that's exactly what's going to happen. He can see how that will motivate them when push comes to shove. And when they get in a huddle and it's really tight, and they say, boys, the next move is for Connell. We're playing the next move for him. En dis die soort van ding wat mens kan vorentoe vat in werklik, dis emosie, nie waar nie. Maar dis emosie wat jy moet beheer en dis die goeie ding daarom. Dit kan 'n dryfkrag word of 'n negatiewe, presies. Ek wil net aansluit by Jake. Onthou, leaders aren't born, they're made. En ek dink dit is wat Jake al soveel kere gewys het in sy hele loopbaan van afrigter wees. Jy weet, hy het ook al gegroei. En ek dink van alle afrigters kan mense ook baie keer by hom gaan leer. Want ek sê, who's coaching the coaches? Jy weet, baie kere. En well done, Jake. Ja, en dan moet ek ook sê, onthou toe ons die bemarkingsman van die Bulle hier gehad het, Edgar Rathbone, hulle bestuurende direkteur, is iemand wat juis vir Jake sal sê, ek weet nie hiervan nie, en op 'n mooi manier dit hanteer, en ek weet dit gebeur, dat hulle mekaar besig hou en dat hulle mekaar in die regte laan hou. Dis baie belangrik.
Love him. Daar is golf wat ook groot opspraak maak op die oomblik, die Memorial Tournament. Jack Nicklaus is not happy. Nee, wel Rory McIlroy het besluit hy gaan nie vanjaar speel in die Memorial nie en dis die eerste keer in 'n baie lang tyd. Dis 'n $20 miljoen toernooi. Dis so ek weet dis klein geld vir jou, maar vir normale mense is dit baie geld. Maar Rory het besluit hy wil nie die inspel nie. Ek dink die Amerikaanse Ope vir hom 2 weke terug was verskriklik teleurstellend want hy het dit net op die nommer gemaak en ek dink hy gee homself ekstra tyd. Hy speel wel volgende week, maar ja, na Vrydag se tweede ronde is daar die 72. Dis net 'n 72 man veld. Dit is een van die vertoonvenster toernooie van die PGA Tour. But after that it gets cut from the 72 men to 50 in ties or 10 shots out of the lead en dan vat hulle dit van daar af. Maar ja, ek is eintlik verbaas dat Rory besluit het om nie hierdie een deur te haal nie. Ek sê verbaas ja nie. Nee, dis baie eenvoudig want dit bly maar 'n normale mens. Sy vrou teen 12 sê dis 'n groot golf speel. Ek bietjie by die huis wees. Ek kan nie altyd golf nie. Iemand bly bietjie by die huis kyk. Nie net ek nie. Ek moet ook iets kry, jy weet. Ek hoor jou. Ja, dis 'n baie goeie punt. Thys, ek dink jy is bietjie gewelddadig daaroor, maar ek hoor jy hoor waar ek vandaan kom. Jy hoor waar ek vandaan kom. Ja, ek hoor jou. Ek voel jou pyn. Ter afsluiting, dit lyk eintlik asof Scottie Scheffler 'n baie goeie kans het hier. Like even Jack Nicklaus was saying his form is good. He's looking like he might be the guy to watch. Yeah, well, after that Open win of his, he is without doubt the man to watch. And when he's on a roll, when his putter is hot, no one can stop him, Ross, without any doubt. Awesome. Thanks so much to look forward to over the weekend, Arnold. So ons het gesê ons het 5 kaartjies na die naweek se URC kwart eindstryd op Loftusversveld om weg te gee en hier is die wenners. Jaco Weber, Frans Swarts, Bernardine Snyman en Wimpie Herbs. Baie geluk. Geniet julle tyd op Loftus. Ons gaan wen. Julle elkeen kry 5 kaartjies, so in totaal 25 kaartjies. Geniet die wedstryd.
Dit is nou tyd om geldsaake te bespreek en ons eie minister van Finansies, Thys van Sail, staan slaggereed met sy weeklikse wins of verlies. As hy kollegas, vir weer eens wat 'n voorreg. Okay. Rentekoersverhogings of verlagings. Okay, dit is natuurlik vandag op die spyskaart en baie goeie berig geskryf deur Tanya Huys van Marula Media, wat basies weet geprojekteer het en met 'n paar ekonome gesels het. Onder andere het sy 'n bietjie met my ook gesels en gevra wat is ons projeksies, kan ons dalk 'n verhoging of 'n verlaging ervaar? En ons het vir haar gesê van my kant af alles dui na 'n verlaging in rentekoerse. Want as ons gaan kyk, eenvoudig die rand doen baie goed. Hy's sterk, hy het versterk selfs na die Ramaphosa sage. As ons gaan kyk, inflasie is onder beheer. As ons gaan kyk, ons JSE uitpresteer. As ons gaan kyk, ja, ons GDP is wel aangepas, maar as ons die rentekoerse afwaarts kan afpas, aanpas, dan kan ons basies weer meer spandeer en dit kan natuurlik weer die binnelandse bruto produk weer komplementeer. Maar sou daar 'n rentekoersverlaging wees, dan is dit natuurlik baie positief oor dit, maar as ons gaan kyk, jy weet wat die realiteit van die saak is daar nog steeds 'n bietjie uitgesteldheid op dit, want almal wag vir daai 90 dae basies, jy weet, aankondiging, wat gaan aangepas word, is AGOA nog in die spel, jy weet, daai tipe van elemente. So my opinie natuurlik gaan wees, ek dink dit gaan net so bly op hierdie stadium, en ek dink ons gaan eerder hier nader aan Julie se kant, behoort ons 'n verlaging te sien van ten minste 25 basispunte plus. So kom ons hou maar duim vas, ek hoop ek is verkeerd vir die beursies al buite, maar wat dink julle kollegas? Dink jy dit is tyd vir 'n aanpassing? Ek dink dis definitief tyd, ja. Nee, dat ons almal se sakke voel dit en enige ietsie wat dit bietjie makliker kan maak. Maar wat dan gebeur is die mense wat slim genoeg is om te spaar, hulle gaan dan 'n bietjie van 'n knou vat, né? Ja, dis die waarheid. Maar as ons nou weer eens gaan kyk, ja, daar's seker goedjies wat ook aangepas word, presies wat jy sê. Ons well done, well spotted. Hey, ek leer mooi. Wow. Dis hierdie finansiële lesse of klasse wat ons elke week bywoon. Elke oggend. Jy sit met 'n vol klas elke dag. Listen carefully. Yes. Okay. Alright, so volgende gaan ons 'n bietjie China toe. So China op hierdie stadium sit verskriklike druk op Afrika en natuurlik op ontwikkelende lande. So as ons byvoorbeeld net na Afrika alleen gaan kyk, met ongeveer $22 miljard terugbetaal net in hierdie finansiële jaar. Maar as ons dan nou 'n bietjie verder gaan kyk, jy weet, Suid-Afrika stouter, jy weet natuurlik by die Chinese bank, maar ons is die tweede land wat die tweede meeste skuld aan die Chinese bank natuurlik met 'n ongeveer ook 'n omgewing van $23 miljard. Okay. So as ons dan nou basies weet gaan kyk, die land wat die stoutste is in Afrika is natuurlik Angola met 60 miljard plus wat hulle natuurlik aan China skuld. Maar China is oop met hulle beursies vir die volgende redes is natuurlik om te gaan kyk na infrastruktuur, is hulle gaan kyk na spoorlyne, is hulle kyk na mediese sentrums en so dit is alles vir die regte redes hoekom China basies weet uitreik na ontwikkelende lande, soos byvoorbeeld die meeste van die Afrika lande, maar nou ook onlangs baie groot uitgebrei na Brazil en natuurlik as ons kyk na Ecuador en natuurlik as ons net gaan kyk na die totale kontinent van Suid-Amerika. Maar dat hulle wel ongeveer al 50% van hulle beursie is al wêreldwyd op krediet geplaas. Jy weet teenoor die FSA en Europese lande ensovoorts. So hierdie ouens like van leen, maar natuurlik jy weet, as jy leen moet jy terugbetaal. Ja. Jy weet dit is een van die ander goeders. En daar surety wat natuurlik ook uitgereik is. So met ander woorde, wanneer gaan verhaal jy surety en natuurlik wat is die terme op default? Daarom moet jy ook natuurlik gaan kyk. Maar natuurlik Suid-Afrika wat deel is van BRICS, het ons natuurlik altyd daai tipe van ooreenkomste wat nie noodwendig noodlottig vir ons sal wees as 'n regering nie, maar eerder gunstige tipe van terme sal ontvang in plaas van byvoorbeeld die FSA of Europese lande. So ek dink ja, dit is nie altyd so dan in gloom as ou gesê ek moet gaan geld leen by een van my BRICS vennote nie. Ja. Okay. So volgende gaan ons 'n bietjie oorbeweeg na kripto. Wie van julle wat hierso sit, het kripto? Nee. Kyk ja, dis wat almal altyd sê. Dit voel vir my soos fake geld. Ja. Soos geld wat nie regtig bestaan. Ek het baie kripnotes gehad. Dis iets currency is daar niks. Nee, Matthys, ek dink dit voel baie keer vir my asof 'n mens nie regtig, ek is nie
kundig genoeg wanneer dit kom Ja, by kripto absoluut, ja. Ek verstaan dit nie so mooi nie. So Standard Bank het basies, jy weet, daar was 'n uitspraak gewees in die Hooggeregshof waar Standard Bank 'n likwidasiebevel wou gehad het op 'n sekere stoute maatskappy wat natuurlik 'n klompie geld in kriptobates gehad het van ongeveer 41 miljoen rand. So hulle wou dit gelikwideer het en hulle het aan die Hooggeregshof toe gaan waar die Hooggeregshof beslis het om te sê daar is moeilikheid as dit kom by die regulatoriese vereistes en regulering rondom kriptobates binne in Suid-Afrika nog steeds. Nie net Suid-Afrika nie, maar wêreldwyd. So jou probleem en argument wat tafel toe gebring word, ook om by Elsa aan te sluit, is dat dit is eenvoudig net 'n digitale kode op 'n platform. Al word dit gekoop en verkoop, is dit nog steeds net 'n kode op 'n digitale platform. So waar kan jy so iets reguleer? Jy weet, as dit nie basies, jy weet, deur 'n vorm van 'n bankformaat of 'n SWIFT of natuurlik enige manier van betaling gaan waar dit gemonitor word deur die Suid-Afrikaanse Reservebank of selfs deur wêreldbanke wat daar buite is. En dan natuurlik dit kan verklaar ook aan die jurisdiksie van waar dit ook moet belas word. Soos byvoorbeeld in Suid-Afrika of as jy wat so 'n digital wallet dan nou basies in Europa is of in Amerika is of in Suid-Amerika, waar dit ook al mag wees, maar dat daar wel 'n digitale print dat jou Reservebank van waar jy residensie het gestuur word en dan ook jou belasting basies weer daarvan af verhaal kan word. Maar daar is interaktiewe tipe van dinge wat gebeur het, wel van Suid-Afrikaanse banke, soos byvoorbeeld jy kan nie meer jou eie lopende rekening of dan jou kaart gebruik om basies jy weet hierdie eenhede aan te koop soos wat jy in die verlede kon gedoen het nie. So is daar proaktiewe tipe van goedjies wat op pad is? Ja, maar soos wat my kollegas ook gesê het jy kripto? Glad nie, nee glad nie. Daar gaan 'n tyd kom waar jy heeltyd kan sê glad nie, maar dan gaan dit wel opgeduik word en dit gaan wel gemonitor word. So met ander woorde, as jy met jou belastingman praat op 'n jaarlikse basis, wees maar eerlik. Dis amper soos daai groot ou wat net so groot is as sê Juicy, maar hy lyk soos wat hy lyk. Onthou net, kyk maar net uit vir daai. Alright, so volgende gaan ons bietjie kyk na bietjie Everest en dit is nie die berg nie. Okay, dit is toevallig die maatskappy waarvoor ek werk natuurlik. En ons is trots. Ons het natuurlik een keer 'n jaar dan verklaar ons resultate, waant ons op pad is, hoe het ons gevorder vir die laaste finansiële jaar en natuurlik daar was 'n paar lekker hoogtepunte gewees. Dankie vir Business Tech vir daai artikel. Maar weer eens die lekker deel wat ons daarna gaan kyk is die feit dat as 'n mens gaan kyk hoeveel keuses het jy? Jy het ongeveer op hierdie stadium het jy 2000 CIS's waarna jy kan gaan kyk. So CIS is basies saamgestelde fonds. So dit is 'n fonds waarna jy kan gaan belê en natuurlik ook die eenhede wat jy kan gaan selekteer op die JSE van 600 eenhede af na minder as 200 keuses. Okay. So natuurlik gaan 'n mens begin dink aan 'n alternatiewe styl van beleggings en 'n alternatiewe tipe van fondsbestuur. En dis wat Everest wel so goed doen. So natuurlik die proef is in die pudding. Die laaste 5 jaar se resultate selfs op ons inkomstefonds het gehardloop in teen 12,8% per jaar. En natuurlik is 'n saamgestelde groei gaan kyk, jy weet, met die bonusse wat uitbetaal het van ongeveer 33 miljoen rand en 355 miljoen rand se maturities wat uitbetaal is wat oor die laaste kom ons sê 2 jaar deur Everest Wealth. Maar weer eens as 'n mens gaan kyk, weer as die JSE gepresteer het teen ongeveer 80% en natuurlik jy weet ons het presteer teen 74% saamgestel en ons belê in dieselfde pilare as 'n genoteerde aandeel en ons is in dieselfde pilare as 'n ongenoteerde aandeel. So jou voordeel wat jy daai trek is jy word die daaglikse prys nie, so jy kan basies met volatiliteit bestuur. Maar ons sal in die lopende weke soos weer 'n bietjie meer daaroor uitbrei en bietjie daaroor gesels. Volgende enetjie is ons bietjie gaan kyk, het een van julle al ooit 'n teleurstelling gehad by die werk? Okay, ons werk nog nie lank genoeg nie, ons het geen teleurstellings nie. Okay. So, maar daar's 'n studie gedoen om te sê die impak van as jy byvoorbeeld 'n salarisverhoging verwag het of gevra het daarvoor want jy voel jy verdien dit of jy dalk aansoek gedoen vir 'n pos wat jy basies so graag wou gehad het want jy het die tyd ingesit en jy's die kandidaat en jy ontvang dalk net daai pos en 'n ander persoon ontvang daai pos of natuurlik jy weet jou werk word net eenvoudig net nie raak gesien in wat jy doen nie. So daai studie is daar rondom gedoen en hulle het opgetel maar moraal basies jy weet is 'n suffer nou maar onder dit, maar die artikel is ook weer eens so mooi geskryf deur Marula Media om juist te sê, erken gevoelens, moenie vassteek nie, weier om slagoffer te wees van dinge, wees eerlik en realisties met jouself, kyk terug en erken hoe ver jy al gekom het, ook basies jy weet, en dan realign jouself en druk net vorentoe. Wat is julle opinie? Tjoe, is mooi.
Ek dink dit is goeie raad, maar 'n mens is maar net ook mens, nê? Jou emosies kan maar nou dan oorvat en dan sê jy soos, maar hoekom het ek so hard gewerk? I didn't get this. So what's the point? Let me just actually stay here neutral. If they're not going to see what I'm offering, then I'm not going to go any further. Maar ek is bly daar's sulke artikels. Verstaan wat mense sukkel met dit op 'n daaglikse basis. Jy weet, so ek dink dis baie goed geskryf ook vir my. En ek dink op die einde van die dag, jy weet, is dit om daai balans te vind van beweeg 'n mens dan aan of bly jy en stagneer jy, weet, en ek dink dit is baie keer moeilik wanneer emosies of so ook ter sprake is. Ja. Verseker. En ek bedoel, dit lei ook na depressie baie kere, né? So met ander woorde, as jy by 'n werksplek is waar jy glad nie wil wees nie, jy voel nie welkom nie, jy werk nie eintlik, jy weet, na vorentoe plek nie, die verhogings is nie wat daar beloof was nie. Dit lei na depressie en depressie vat jy huis toe en dan lei dit met jou onder jou kinders en jou man byvoorbeeld of jou vrou of wat ook al die geval is. Maar weer eens baie goeie artikel en ek dink as jy na daai 4 punte gaan kyk en waarop hulle uitbrei bietjie daaroor, so koop die tyd uit en gaan lees hierdie berig op Marula Media. Ja. Ek dink mense geestesgesondheid is so verbind aan die werk wat jy doen. Ja. So ek dink so 'n artikel kan mense regtig help om al daai tipe goed te verwerk. Ja, want die ander ding is ook, onthou, jy spandeer die meeste tyd van jou dag aan jou werk. Presies. So as jy nie gelukkig is daar nie, jy weet, dan raak jy sielsongelukkig op die einde van die dag. Maar weer eens ook jou mede-kollega. Ek wil vir almal daar buite sê, vandag met jou mede-kollega, as jy hom sien, al hou jy nie van hom nie, gee hom 'n drukkie en sê vir hom, ek sien jou raak. Dankie tyd kollegas, ek sien julle raak. Ek sien julle raak. Ek wil net hê ons moet daadjies van Dis 'n bloe van julle af. Pieter, sê vir my, hy moet nou gaan biskitskit daar buite, want ek het lekker koud gekry daar buite, maar hier is hy. Jy kan adverteer op goeiemôre, good morning. Stuur dit vir ons 'n e-pos na sy ons dit kry. Verswy. Tot sien dat sy ons sien julle nou weer. Wat gaan aan? Do you want to make an impactful change? Empower and uplift your community to better the lives of the less fortunate. Share your ideas and build healthy friendships in a community of like-minded individuals. My favorite thing about Roundtable is making a difference in others' lives. Actually building something for a community. The friendships that you've made, it will last you a lifetime. Join Roundtable Southern Africa at roundtable.co.za and make your impact today. Vir meer as 22 jaar is jou finansiële vryheid Finbond Groep Beperk se prioriteit. Ons waarborg jou kapitaal en 'n beter rentekoers al is die eksterne omgewing stormagtig. Deur jou kuponkoers oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy kyk hoe jou gemiddelde jaarlikse rentekoers uit sy nate bars. Voel weer goed oor jou finansiële gesondheid met Finbond Groep Beperk. Tesenfees geld. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth, while you do life, we take care of business. The cost of living crisis in South Africa has really affected us. The children have to wear hand-me-downs. Okay, let's see if it fits. I can't wear this. It's way too big. We've cut back on luxuries. Toilet paper's finished. We've even had to improvise in terms of entertainment. Kick the ball, damn it! It's time for my soaps. It's the big wedding episode. Okay, kids. We're changing the channel. All of that, and we struggled to pay our bills. Until we contacted Debt Rescue. They offered us debt consolidation without a loan. We have one monthly payment, and now we pay only what we can afford. Now things can get back to normal. The wedding, it's off. Debt Rescue. Pay what you can afford. Weekends are there for you. To buy a chop, to enjoy the game, and all those other things. From mowing the lawn, removing grime, rust-proofing the braai,
And even refinishing the bath, Rust-Oleum's wide range of products will get the job done, so you can get back to enjoying the things you love. Rust-Oleum, we've had your back since 1921. Jy kyk na goeiemôre, good morning. Nou, jong seuns is darem maar baie lief vir hulle speelgoed. En soos hulle ouer word, verander dit mos nou nie eintlik nie, nê. Die speelgoed word net duurder. So ek het 'n bietjie by die Pretoria Radio Flyers klub gaan inloer om die sogenaamde boys en hulle toys in aksie te sien. Baie jong seuns droom daarvan om vlieëniers te word en om hoog bo die wolke te sweef. Vir die manne wat nooit daardie gevoel ontgroei nie, is die Pretoria Radio Flyers die perfekte plek om hierdie droom uit te leef. Pretoria Radio Flyers Club is 'n radiobeheerde vliegtuie of enige model wat kan vlieg, kan jy hier kom vlieg. Die klub het in 1964 sy bestaan gekry. So dis al 60 jaar plus wat hierdie klub al bestaan. Ons het lede van die ouderdom van 7 tot lede wat diep in die 80 is. As jy kyk hoe verbasend goed hulle vlieg, ons het Sondag hier oomie gehad wat nou 80 jaar oud is en ons kon nie kers vashou by hom nie. So mense kan net gaan Google search vir Pretoria Radio Flyers. Al die inligting is daarso, die regulasies, die reëls, die aansoekvorm wat dan elektronies direk deurkom na ons toe en ons sal dan met jou in verbinding tree telefonies en dan jou behoeftes bepaal en dan jou die nodige leiding gee om regte besluite te maak ten opsigte van toerusting en wat ook al jy nodig gaan hê. Vir diegene wat die stokperdjie wil betree, is die keuses eindeloos met modelle wat by R4000 begin tot by die met die waarde van 'n tweedehandse kar. Jy kan kyk na 'n gemiddelde prys van 4 na 5000 en dan kan jy opgaan tot by 80000, 90000. So ons het instrukteurs by die klub. Ek is op die oomblik een van hulle. En dan wat ons doen, dan gaan ons jou laat vlieg en dan leer ons jou. As jy glad niks weet nie, gaan ons jou op 'n bodykabel sit. Dan staan ek langs jou en ek help jou tot jy jou vliegtuig kan vlieg. Dan het ons sekere patrone wat jy moet vlieg en dan kry jy jou solo. Voor jy nie solo het nie, mag jy nie alleenig kom vlieg nie. Dan kan jy jouself opwerk na brons toe, silwer toe, goud en dan 'n instrukteur. Op die oomblik vlieg ek met 'n 700 klas helikopter. Dis elektrik, is 'n XL Power masjien. Die masjiene word gemanufactured in Taiwan, Hong Kong en Italië. My raad vir enigiemand wat wil aansluit is om by die regte mense aan te sluit eers. En om by die regte hobby shops. Daar's 'n paar mense Dean van Aero Concepts, Paul in Kaapstad en ek hier so in Johannesburg. Is die regte mense om aan te sluit wat jou kan help leer en om jy die regte ding te verkoop. Dalk nie jy gaan nou in by enige groot maatskappye en jy koop ietsie wat op die rak staan en jy trek hom 1 of 2 keer en is in die grond en jy kry nie parte daarvoor nie. Hierdie sport is uiters pret, maar net soos by die lughawe is daar reëls wat op die aanloopbaan gevolg moet word. Okay, hier staan ons nou op die aanloopbaan wat ons nou gebruik om ons vliegtuie op te styg en ook te land. As jy baie goeie vlieënier is en jy het 'n redelike groot swaar vliegtuig, kan jy 'n dwarswind trotseer, maar is aan te beveel om maar in lyn met die wind te land. So verder soos julle kan sien, op die aanloopbaan is hier 'n V, die kant en daai kant. Dit is vir wanneer die pattern ship vlieëniers hulle manoeuvres oefen, dan moet hulle binne hierdie area moet hulle dan vlieg. Hulle het 'n vliegboks waar binne hulle dan vlieg. En Jared gaan vir ons die control check vir vorentoe agtertoe. En vorentoe agtertoe. Links en regs. Radar links. Radar regs. Ons gaan dan begin met gewone TikToks na ons toe. En TikTok begin. It is all angles all the time. There's no time to think. It is you and concentration. And motor off. And small baby auto. Dis duidelik nooit te laat om jou kinderdrome uit te leef nie. So, as jy nog altyd 'n vlieënier wou word, kan jou drome op hierdie aanloopbaan opstyg. Interessante insetsel, né? Nee? Baie. Ja. Nou ons almal besef dat iemand vir wie ons lief is dalk een of ander tyd
die soort sorg gaan benodig wat ons nie self by die huis kan bied nie. Ons gesels nou met die finansiële bestuurder van Procare, Fredwil de Beer, en die bemarkingsbestuurder Lotie Koen oor wat tuissorg behels. Welkom julle. Baie dankie. Baie dankie Elsa. Nou Lotie, ek dink ek gaan sommer met jou begin deur te vra wat presies is Procare? Procare is 'n maatskappy wat aan hospitale personeel voorsien, maar nie net dit nie, ons voorsien personeel aan vroueltjies in aftreeorde en mense wat regtig 'n behoefte het om versorging te hê by hulle huise is of by 'n ander plek. Ek dink om net 'n bietjie verder uit te brei. Die twee hoofbene van Procare is Procare Operations en daarmee voorsien ons verpleegpersoneel aan hospitale en aan ander privaat fasiliteite. Dan by Procare Vrouelcare Management is dit waar ons eintlik die vrouelcare bestuur vir die oord. En ook dan die nodige personeel gee om na die mense te kyk. Verder het ons ook Procare Training Academy wat die versorgers oplei en dan asook Emmanuel Verpleegskool waar dan geregistreerde verpleegsters oplei. So, hoe begin ek as ek nou agterkom ek het 'n familielid wat tuisversorging nodig het? Waar is die beginpunt van daardie proses? Ek dink dit is 'n baie belangrike vraag want eerstens moet jy as ouer besef jy raak ouer en jy het hulp nodig, maar ons struggle eintlik soos jy kan sê is met kinders wat nie wil hê hulle ouers moet na afreeoord toe gaan of na 'n versorgingsfasiliteit nie. So die beste is of die enigste manier eintlik is om ons te skakel, dan evalueer ons nie net jou as die persoon wat versorging nodig het, maar ons pas jou by 'n versorger wat verstaan jou behoefte kan voorsien. En dit is belangrik vir daai verhouding tussen pasiënt en die persoon wat siek is om 'n goeie verhouding te hê met mekaar. So jy begin maar en ons identifiseer wat is jou fisiese behoefte, dan sal ons 'n verpleegster uitstuur of 'n suster in die geval uitstuur na jou huis om te kyk wat presies is dit wat jy nodig het. Ek dink dit is baie meer kompleks as wat mense besef, tuisversorging. En bietjie gratis advies. Ek is in finansies, so dit gebeur nie baie nie. Is ook wees baie waaksaam om julle gewone huishulpe probeer versorgers te maak. Hulle het nie die nodige kwalifikasies nie, hulle het nie die nodige ervaring nie. En ongelukkig jy kort bietjie leiding van 'n gekwalifiseerde verpleegster om 'n versorgingsplan op te stel wat gevolg moet word. Ek dink iets wat mense glad nie besef nie is daai huishulp het geen dekking in terme van versekering nie. So as daar 'n situasie gebeur, dan is daar baie erger gevolge. Ja. Ek wil ook vra, ek meen watter spesifieke take kan 'n tuisverpleegster verrig om te help met die daaglikse lewe? Ons noem dit soos 'n allrounder. Hulle maak vir hulle ontbyt, hulle maak middagete, hulle sorg dat hulle gestort word, aangetrek word, medikasiebeheer wat toegepas word, maar nie net dit nie. In meeste van ons gevalle is dit net companionship, want dit is mense wat lank getroud was, weet wat 40, 50 jaar jou maatjie gehad het en nou skielik val daai persoon weg. So party van die mense cope nie daarmee nie. So dis vir ons belangrik dat jy iemand daar plaas wat ook deur die dag met jou gesels en dit is 'n 24/7 diens wat ons aanbied. So daar sal obviously 'n nagskof inkom en dan weer 'n dagskof uit. So dit is baie belangrik om daai konnektasie tussen pasiënt en versorger te hê. Ja, ons daar selfs 'n pakket waar die versorger inbly by jou. Ja. Dit is 'n bietjie ook finansiëel makliker. Want daar's nie twee versorgers wat die hele tyd na jou toe moet kom nie. Soos wat jy kan dink, personeelkostes hardloop bietjie weg as daar 'n dagskof is en 'n nagskof is. En so dis 'n baie populêre pakket. Weet plaas van dat 'n huishulp by jou inbly, bly 'n versorger by jou en hulle help om kos te maak. Hulle help self met die skottelgoed. Weet so hulle maak seker die huis is in orde. Opgepas, ja. Dis 'n baie gespesialiseerde werk en ek wil eintlik praat oor 'n spesifieke toestand, demensie. Watter tipe versorging bied julle vir daardie toestand? Demensie is 'n baie in ons geval iets wat nou in ons harte lê. So dis hoekom ons by een van ons ore tans 'n hele vleuel besig is om beskikbaar te stel vir net demensie pasiënte, want uit die aard van die saak is hulle anders as jou man of vrou wat net in 'n gewone vrouelcare lê. So hulle het 24 uur sorg nodig. Jy kan hulle nie alleen los nie, maar dit werk so oulik eintlik as jy 'n hele demensie groepie weet in dieselfde plek het, want elke ene wat daar is
werk saam met 'n spesifieke verpleegster, 'n one-on-one, so en hulle doen goedjies saam. Ek sê dis vir my werk altyd die lekkerste want jy en dit is niks lelik daarbey bedoel nie, maar jy kan nou instap en hulle gaan groet en hulle is verskriklik bly om jou te sien en jy kan 15 minute weer daar instap en daai selfe oom of tannie gaan jou weer druk en hulle is net so bly om jou te sien. So by die hartseer is daar tog ook 'n weet 'n joy wat inkom van die verpleegsters wat werk, maar jy het 'n spesifieke siels en hartmens nodig om met daai tipe mense te werk omdat hulle 24 uur sorg nodig het. Ja, ek dink daar's 'n baie groot behoefte in ons land vir dementia fasiliteite wat spesialiseer in dementia. Ek dink weer eens is dit 'n geval waar mense eintlik dit bietjie onderskat. Daar's sekere aktiwiteite wat gedoen moet word met sulke pasiënte wat stimulerend is vir hulle en hulle rustiger maak. En weet waar ek dink die persepsie daar buite is, weet hulle begin dementia en dan stoot hulle net in 'n normale fasiliteit in en hulle kry nie noodwendig die nodige aandag daar wat eintlik nodig is nie. Ek dink dit is dalk belangrik om uit te kom by waar mense meer inligting in die hande kan kry. Definitief ons webtuis is www.procare.org.za en ons het ook 'n Facebookblad wat hulle kan besoek. So alles wat jy wil weet van Procare, hoe jy vryheidskeer moet kry of waar jy wil inskakel by een van ons oorde. Ons is landwyd beskikbaar, so dit sal ons medium wees. Ek wil net ter afsluiting vra, wat maak Procare anders as ander versorgingsmaatskappye? Ek dink dit gaan oor die persoonlike verhouding. Ek dink ons het werklik 'n passie vir wat ons doen. Weet ons het begin by die plasing van verpleegpersoneel by private hospitale en toe het ons nou baie oorgeskuif na die tuisversorging en na die vryheidskeer bestuur. En ek dink saam met dit kom daar regtig emosionele konnektasies by. En op die einde van die dag, ons is ook bewus dat die ekonomie bietjie druk en ek weet dit is nie 'n finansies segment nie, maar so ons gaan baie uit ons pad uit ook om planne te maak vir families wat hulp nodig het met hulle geliefdes. Ja, baie dankie Fredwil, baie dankie Lotie van Procare. Net hierna gesels ons met die musiekduo Vrede oor hulle nuwe enkelsnit Tevrede. Dit is Goeiemôre, good morning.
Dus ek druk heeltyd my hande in my sak. Franswa Roux en Storm Opperman, wie in graad 8 by Paul Roos Gimnasium in Stellenbosch ontmoet het. Hulle het destyds kattekwaad aangejaag, maar deesdae jaag hulle musiekdrome na en hulle gesels nou met Pieter oor hulle nuwe enkelsnit Tevrede. Dankie Roos, baie welkom manne. François aan my linkerkant, die man met die ligte hemp en dan Storm daar aan die regterkant. Lekker. Goeiemôre. Good morning. Goeiemôre. Baie dankie dat ons hier kan wees vandag. Roos sê julle het kattekwaad aangevang. Julle lyk glad nie vir my soos die kattekwaad tipe nie. Hè, Roos? Absoluut nie. Maar een ding wat vir my interessant is, julle kom met sekerlik een van die grootste rugby skole uit en julle het besluit musiek is julle passie, dis julle ding. En hoekom het julle besluit juis musiek maak? Musiek is nog altyd my passie van baie kleins af. Ek het op 5-jarige ouderdom al begin musiek maak en dit was maar nog altyd my passie en ek het groot sporte gedoen in Paul Roos. Dis nie net 'n rugby skool soos almal dit altyd ken nie, maar die passie lê nog altyd by musiek. Ja. Storm vir jou? Ag basies dieselfde. Ek het bietjie later begin met musiek. Ja, ek het so 'n bietjie van 'n skade weer gehad wat oor my gehang het. So, dit was nie die eerste besluit nie. Maar Franswa het 'n groot rol gespeel in hoekom ek 'n groot passie vir musiek gekry het en ek is tot die dag toe dankbaar vir dit. Julle ouens het ook nou 'n paar maande breek gevat en jy weet die dinge het maar net gebeur soos wat dit moet gebeur. Storm, jy en jou meisie het 'n bietjie die wêreld getoer as ek reg is, né? Nee, dit klink baie lekker. Hoe kry ou dit reg? Ja, nee, dit was ongelooflik. Ja, ons het baie arm teruggekom, maar dit was definitief worth it. So 'n bietjie Thailand toe en Vietnam en Indonesië waar ek bietjie vasgehak het. Dit was veronderstel om 2 weke te wees, dus dit 8 weke. Ja. So hierdie was 'n paar maande se ding wat julle gedoen het. Ja, ons was so het jy 'n bietjie daar gesing ook? Ja, ons het maar sulke rooiwyn gigs gehad hier en daar, maar nooit niks vir geld of so iets nie. Is maar as jy by 'n pub inloop en daar's gitare, dan tel jy dit maar op. Franswa, en was jy toe nou maar plaaslik of het jy ook 'n bietjie oor see gaan? Ek het die fort hier gehou by hier in Boksburg. Ek werk by Vonk Musiek en dit was vir my 'n moeilike tyd gewees, maar ek het geweet daar's 'n groter doel agter dit en ek het dit ook gegee vir Storm om bietjie vry te wees en sy passies en drome na te jaag. Was dit ook in daai tyd wat jy 'n musiekvideo gemaak het van die liedjie Dagbreek, is dit nie? Dis heeltemal korrek, ja. Daai musiekvideo was baie interessant want jy het hom op 2 kontinente gedoen, is dit? Ja, dis korrek en dis eintlik geskied met sonopkoms in Indonesië en ek het weer by die Taalmonument gesit met sonsondergang op dieselfde dag hier in Pretoria. En ek dink as ou ook kyk na die beelde wat die kykers ook daar op die skerm sien, dit was net so amazing. Het jy al ooit gedink dit gaan so lekker uitwerk? Ek moet eerlik sê dit was 'n impromptu idee gewees en ons het gekyk hoe kan ons nog ietsie fantasties al buite sit of iets spesiaal al is ons nie bymekaar nie om ons vriendskap en ons passie vir musiek nog steeds te kan uitbeeld. Ek het al vir Franswa gesê, ek meen ons lewe in 'n digitale wêreld. Die tyd wat ek weg is, ons hoef nie te stop met wat ons doen nie. Ek meen die gigs gaan bietjie ophou, maar ons het nog steeds musiek gemaak, nog steeds vir mekaar goeders gestuur wat ons skryf en dinge. Ek wil nou nogal vra, jy weet, hoe werk julle? Kry die een die tune, kry die ander een die lyrics, is dit 'n samewerking? Dit is maar 'n mengelmoes situasie. Partykeer begin ek om te skryf, partykeer begin Franswa. Ons albei werk op gitaar, so dis maar ja, dis 'n gesamentlike keer 'n ander. So die spark was ook daarom altyd daar, maar toe jy nou teruggestorm, toe is dit seker weer vir jou baie lekker Franswa. Toe jy dadelik weer begin werk, hoe die dinge begin en gehardloop van daar af. Ja, ons het onmiddellik 'n meeting gehad met ons platenmaatskappy Coolbox Records en ons het bespreek oor hoe kan ons van ons nuwe materiaal opneem en weer 'n nuwe aanslag vat in ons musiek, 'n lekker vars aanslag en ek dink Tevrede is die nuutste liedjie is 'n baie goeie uitbeelding daarvan. Ja. Selfs 2 talentvolle manne, maar jy het ook talentvolle kunstenaars. Kyk, ek meen Loukie Rathman, jy het saam met hom gewerk, Storm. Hoe was dit en hoe lekker is dit om saam met 'n ou soos hy ook te kan werk? Ongelooflik. Ongelooflik. Ek kyk nog baie op. Ek kyk nog altyd baie op na Loukie Rathman. Hy's 'n ongelooflike kunstenaar en ook producer. Dit was interessant om bietjie met 'n nuwe producer te werk. Ons
Ons ander producer Tertius, die man, ongelooflik, maar dit was net ons wou net bietjie vir 'n ander klank gaan die keer. Want ek dink ons gaan ooit 'n genre regtig kies nie. Ek meen eendag is dit reggae en die volgende dag is dit rock. Ons geniet dit en dit hou ons passie sterk vir musiek om elke keer iets nuuts te probeer. Die nuwe enkelsnit se naam is Tevrede. Is dit jy's tevrede, jy's vakansie gehou, jy's platsak, jy's tevrede, hy is terug al in sy platsak. Wat het die liedjie geïnspireer? Mens kan seker so iets sê, maar ook dit strek verder as dit. Is ons lewe in so 'n digitale wêreld waar jy die hele tyd jouself vergelyk met 'n beter kar en daar's altyd 'n mooi meisie wat voor jou gesig geplaas is en dit skep hierdie gevoel van dat jy altyd meer moet hê en tevrede se boodskap is dat jy moet tevrede wees met die mense om jou en dis nie waarheen jy gaan nie, maar saam met wie jy gaan. Storm sê net ek knip saam, ek stem saam met jou 100%, maar julle gaan ook tevrede bietjie vir ons sing vanmôre, is dit nie waar nie? Yes. En ek weet daar's nog 'n paar tegniese drade wat hier en daar getrek moet word, maar dis die lekker van 'n regstreekse uitsending en baie dankie dat julle hom vandag vir ons ook lewendig gaan sing soos hulle sê. Regstreeks hier op Goeiemôre, Good Morning. Ek kan net gewoon nie daarvoor wag nie. Ek hoop jy het vir jou 'n vars koppie koffie nader getrek. Ek, Ros en die res van die span sit gereed om saam met Vrede na Tevrede te luister. En dit gaan omtrent lekker wees hierso. Onthou jy kan by ons adverteer, jy kan saam met ons gesels, kan deur die QR-kode en maak ook seker jy mis op niks uit wat later vandag op YouTube op ons YouTube kanaal uitgesaai gaan word. Net hierna is dit Vrede met hulle nuwe een Tevrede. Goeiemôre, Good Morning. Los jou suster se hare uit. Ek soek 'n ouma. En ek soek 'n vakansie. Nee! Word jou daaglikse inkopies effens onmoontlik? Jy kan so sê, ja. Besoek Urban Foods se webtuiste en bestel jou kruideniersware en smaaklike voorafverpakte maaltye aanlyn. Ons is oop 6 dae 'n week en lewer binne 24 uur af. So maklik is dit? So maklik los ons al jou probleme op. Wel amper almal. Besoek www.urbanfoods.co.za vandag nog. Jy kan maklik duisende rande op goeie kwaliteit verf spandeer. So waarom nie in 'n goeie kwaliteit verfkwas of roller belê nie? By Hamiltons innoveer ons al sedert ons bestaan in 1811. Ons word vertrou deur die kundiges en aanbeveel deur topverfvervaardigers. Gehalte gereedskap vir 'n gehalte afwerking. Vra vir Hamiltons by jou hardewarewinkel. Hamiltons vir die perfekte afwerking. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. When was the last time you looked at your plants and said, thank you? Thank you. You keep me chilled out in the heat. Thanks, plants. Make me appreciate the earth under my feet. Thanks, plants. You bring some joy and life into my home. And you're more affordable than expensive art, but just as beautiful against my wall. Thanks, plants. You're a reason to say, hey, thank you, plants. And add some vitamins to my plate. Thanks, plants. You're a get out of jail free card when I had one too many at the bar. Thank you, plants. And on top of everything, you even clean my air. So thank you, plants, for always being there. We as Stark Airs and Plantland say, thanks, plants. Dis die glimlach wat bly, gaan hulle weg. Leef verliefde steeds voort, want die liefde ontferm, gedei soos dit hoort. Wanneer 'n geliefde heen gaan, behou ons nog altyd die liefde. Afbob, ons is hier vir jou.
Welkom terug. Ons het die uiters talentvolle Vrede hier in die ateljee by ons en ons praat musiek, maar ek wil eintlik daai curl hair care routine kry, veral vir my dogtertjie se hare, so ek gaan later met hulle chat daaroor. Ons luister nou na Tevrede van Vrede. Soos 'n styl uit die ou tyd. Daar's niks so soliede grond nie, net hoe jy omkyk. By die feeste onder die kap. Kyk al die jare, soos ek dink het jy dit al gesê. Ons maak uit die opbyt. Wat meer wil ons dan hê? En so voel tevrede, solank jy net hier voor my staan, of val hier die plek uit mekaar. En so voel tevrede, geen planne, geen bestemming, geen ander, jy's die rede. En so voel tevrede, onthou jy die dag toe dit donker was en jou glimlach kon alles bedaar. En die bank het als gevat, nie 'n sent in my rekening gehad. Langs my gestaan, jy was hier, jy was altyd daar. Dis nie waar jy nie, maar saam met wie jy gaan. En so voel tevrede, solank jy net hier voor my staan, of val hier die plek uit mekaar. So voel tevrede, geen planne, geen bestemming, geen ander, jy's die rede. En so voel tevrede, so voel tevrede, tevrede, so voel tevrede, tevrede. En so voel tevrede, solank jy net hier voor my staan, of val hier die plek uit mekaar. En so voel tevrede, geen planne, geen bestemming, geen ander, jy's die rede. En so voel tevrede. Is dit Wow. Dankie julle. En luister, ek voel tevrede want hierdie klink vir my soos vrede en tevrede, nietemin. Baie dankie. Dis dan die manne van Vrede met hulle nuwe enkelsnit Tevrede. Wanneer en waar gaan hierdie enkelsnit beskikbaar wees? Hierdie Vrydag die 30ste Mei op alle digitale platforms, insluitend die musiekvideo. Dis fantasties. Ek wil hom nou hê. Soos wat ek hier uitdraai, wil ek dit gaan download op my Apple Music, want dit is ongelooflik, julle. Ja, baie. Ek dink daai is regtig maar een van die top Afrikaanse songs vir hierdie jaar. Vir hierdie jaar, genade. Ja, dit is mooi. No doubt, well done. En duidelik kan 'n ou hoor, hierdie twee manne sing al lank saam, julle ken mekaar, julle dopgehou, julle voel vir mekaar so aan, julle voel mekaar so lekker aan. Talentvol, né? Julle weet natuurlik hulle het die titelsnit vir die liedjie of die, wat was dit, die reeks Wonderlus geskryf. Julle was ook Shorty en Stoffel. Die skool se faktotum in die reeks, die fakulteit, né? Ja, inderdaad. Ek dink was 'n video. Is daar 'n video? Ja, ek moet daar 'n stukkie video sien. Waar is die video van julle as Shorty en Stoffel? Maar nietemin, ek kan nie dink dat daai twee ernstige musikante karakters genaamd Shorty en Stoffel gespeel het. En net dat julle weet, ek was die Shorty nie. Dink julle nie Shorty en Stoffel moet 'n spin-off kry nie, ja? Absoluut. Dis vir ons 'n droom. En dit was seker baie lekker geweest, né? Ja. Wat sou met hulle gebeur in hulle volgende avontuur, dink julle? Net disaster. Enigiets wat verkeerd kan gaan Ek dink ons volgende plan was definitief om die skoolhoof te ontvoer. Maar doen 'n bietjie die ding wat julle daar op die show gedoen het, was dit die ding van bra of something? Ja. Bra.
Ja, dit was nogal interessant. Het was cool om met actors te werken. Ons is glad nie acteurs nie. Maar het was interessant om te zien hoe hulle werk en hoe producties dit werk. Het was baie cool om deel te wees. Op die verhoog of voor die kamera, wat verkies julle? Op die verhoog. Definitief. Nee, definitief. Maar baie dankie vir hierdie ongelooflike lekker kuiertjie. Ek hoop nie dis die einde van vrede nie, né? Ek dink hier moet nog 'n paar liedjies kom. Wat is die planne vir die jaar vorentoe? Ek meen, obviously vertonings gaan daar baie wees en legio wees, maar skryf soveel as wat jy kan seker. Ja, ons het weer studiotyd geboek. Ons is baie excited. Daar's baie cool goed wat kom. En ja, gaan kyk maar op ons Instagram. Ons is nou nie die beste sosiale buffers in die wêreld nie, maar ons laat weer die mense waar ons is en as daar musiek voor lê en goeders. So baie dankie. Kyk, ek moet sê in vrede is daar 'n baie oulike hotel. Ja. Alright, maar kom ek het traag gehou. Kom ons doen gou die brading. Die bra, okay, bra. Okay. Gaan jy die Ek gaan nie eers nie. Bra. 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 Hierdie was lekker, bra. Hierdie was lekker, bra. Ja, no wonder, bra. In elk geval, vrede. Baie dankie. Ek weet daar's 'n dorpie met die naam Vrede. Daar's 'n pragtige hotel. Dalk moet julle 'n bietjie 'n show daar gaan doen. Maar baie dankie. Ons is tevrede en dankie dat julle by ons kom kuier. Dit sterkte met die nuwe musiek. Kollegas, dit was 'n heerlike week. Absoluut. Onthou, as jy enige iets gemis het of jy dit weer wil kyk, kan jy op ons YouTube gaan om dit daar te gaan kyk. Goeiemôre, good morning en jy kan adverteer sales by creativeway.co.za. Dit is al van ons af vir hierdie week en ons sê vir jou liefde, vrede, totsiens. Vir meer as 22 jaar is jou finansiële vryheid Finbond Groep Beperk se prioriteit. Ons waarborg jou kapitaal en 'n beter rentekoers al is die eksterne omgewing stormagtig. Deur jou kuponkoers oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy kyk hoe jou gemiddelde jaarlikse rentekoers uit sy nate bars. Voel weer goed oor jou finansiële gesondheid met Finbond Groep Beperk. Tesenfees geld. Los skuld agter met AfriSkuld.